Louis, vandag gaan ons gesels oor antidepressante en hierdie is 'n gewilde onderwerp want ek dink dit voel vir my en jy moet my nou reg help hier, maar dit voel vir my dat daar 'n gedagte vir oor antidepressante in die 1980s vasgehak en nog nooit weer verander nie. Alhoewel ek hoop die mediese wêreld het verbeter. Ja, ja. En Lisa, as ons oor antidepressante praat, ek is nie 'n psigiater nie. Hierdie is die kennisveld en die spesialisveld van psigiaters, maar dit beteken nie ons kan ook nie daaroor praat oor die basiese ding daarvan nie, veral oor konsepte. En jy's heeltemal reg. Ek moet weekliks met mense mooi sit en verduidelik wie ek na saters verwys vir medikasie. Wat weekliks vir my sê, maar luister, nee, ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie hê dat iets anders my moet beheer nie, of ek wil nie hê dat my persoonlikheid moet verander, of ek is nie gemaklik hiermee, dit is kunsmatig, of um, die meer algemene een is ook dat ergens het iemand 'n tannie wat heeltemal begin droel het, om dit amper so te stel, en wie se persoonlikheid verander het en wie in 'n zombie verander. En dit is asof almal tannies het en ek bedoel dit nou tong in die kies, maar dit is so 'n mite daarin natuurlik. En jy is reg, dit kom bietjie van die 80's af. En dit kom die dae van Prozac af en dit kom die dae toe mense verskriklik in Amerika links-regs trisikliese antidepressante rondgegooi het en dit amper 'n gier geraak het. En natuurlik was daar neeweffekte vir sommige mense. Nou, kom ons gesels net oor hoekom is daar antidepressante? Waarom is dit groot farma wat ons almal oor moet kla dat hulle wil net van ons geld maak? Of is daar 'n baie spesifieke rol hoekom hierdie medikasie op die mark is? Ja. Natuurlik maak groot farma baie geld. Maar ons leef in 'n wêreld waar mense geld maak, ook uit medikasie en uit lewensreddende medikasie. En as ons kyk na hoekom daar iets soos antidepressant. Wel, dit is daar omdat daar iets is soos 'n brein en omdat daar iets is soos gemoed. Ons as mense bestaan uit ons gemoed, uit ons kognisie en ons optrede. En ons gemoedslewe speel 'n geweldige rol. En as ek praat van gemoed, praat ek nie van net as jy gelukkig of ongelukkig nie. Ek praat van stabiliteit, energie, fokus, motivering ensovoorts ensovoorts. Waar kom dit vandaan? Dit kom nie uit 'n wolkie uit die lug uit nie. Dit kom tussen ons ore in ons brein vandaan. Ons brein is die sentrum van ons gemoed. Nou goed, ek wil net kortliks verduidelik sonder om dit te akademies te maak. Daar is ons bestaan tog uit selle uit. En tussen hierdie selle, veral in ons brein, moet daar verskriklik baie kommunikasie plaasvind, want anders gaan dinge skeef. As daar byvoorbeeld te min kommunikasie op 'n sekere vlak is, dan begin mens stemme hoor en dinge sien wat nie in realiteit daar is byvoorbeeld. Goed. En die kommunikasie vind plaas deur stowwe, ons noem dit neurotransmitters. En daar's basies net 3 belangrikes wat ons hoef aan te weet. Dopamien, serotonien, norepinefrine. Ons het dit almal ergens van gehoor of gelees en die mense hoef dit nie te onthou nie, maar onthou dat hierdie transmitters wat tussen hardloop tussen die selle en praat met mekaar, is verantwoordelik vir verskillende take. Serotonien byvoorbeeld is baie daarop ingestel om gemoedstabiliteit te reguleer, angs te beheer, slaap te stimuleer. Dopamien weer het baie met motivering en dryfkrag te doen. Norepinefrine is daar waar mense konsentrasie en jou energie vandaan kom. En as daar met hierdie goed verkeerd gaan, en daar gaan baie keer hiermee verkeerd, as gevolg van duisende goed, voeding, siektes, die feit dat niemand perfek is, dan word hierdie aspekte van ons gemoed aangetas. En as dit net so aangetas word dat jy Sondagmiddag so bietjie afvoel en jy voel so bietjie laag van gemoed en so bietjie leeg, maar Maandagoggend gaan jy weer aan, dan is dit mos reg so. Maar as dit jou so begin inperk
dat jy nie uit die bed uit kan opstaan nie, of jy kan nie fokus nie, of jy het geen dryfkrag nie, of jou gemoed val so hard, dan wil ons graag dit tog regstel, want ons wil nie so leef nie. En een van die maniere wat ons het, is om moderne wetenskap, wat dan medikasie ontwikkel vir daardie breinfunksionering en vir daardie neurotransmitters om weer te funksioneer soos dit moet. En dit is die groot mite. Hoekom het jy antidepressante nodig? Want jou liggaam het abnormaal geword. Die antidepressante is nie abnormaal nie. Die doel daarvan is om jou liggaam weer normaal te maak. Jy het klaar abnormaal geword. Dis hoekom jy dit nodig het. Abnormaal beteken ons jy het simptome wat nie binne die vel van normaliteit val. Nou kom mens by, kyk, want jy het nou begin deur te sê hoe mense, ek wil dit nie vat nie, wat gaan my verander, al daai. Dan is daar 'n ander aanslag waar mense nou weer dink, as hulle nou gaan na hulle psigiater of na hulle huisdokter of waar ook hulle nou die voorskrif kry vir 'n antidepressant, gaan al my probleme opgelos word. En daai is nog vir my die gevaarlikste mite rondom 'n antidepressant. Ja. En dit is nie hoe dit werk nie. Antidepressant versterk die beskikbaarheid van die neurotransmitters, maak die koneksie tussen stelle sterker, maak die alarmsisteem van die brein bietjie afgeskakel, die limbiese sisteem. Dit maak die voertuig meer in staat om die vrag te kan dra. Maar jy moet nog steeds die vrag dra. En wat jy nou sê, Lise, is so belangrik vir gemoed. Een sikliese benadering om net antidepressante te neem, of om net na die psigiater te gaan of na die huisdokter toe, is natuurlik beter as niks, maar dit is nie die volle oplossing van die probleem nie. Die navorsing wys dit duidelik. Maar kom ek sê vir jou dit, in sommige gevalle, as ons nie die medikasie het, vat ons baie lank of ons kom nie heeltemal reg nie. Want ons is biologiese wesens. Dit is maar hoe dit is. En is dit dan nou waar terapie die ander helfte vervul? Is dit, ek bedoel, ja, ek dink baie keer natuurlik. Ja, ek wil net sê, want ek dink ja. baie mense gaan nou voel, as ons nou hierdie woorde spreek, ag, hier is dit nou weer 'n advertensie vir sielkundiges, almal moet nou weer sielkundige toe hardloop. Ek probeer net hierso nou die belang van die kombinasie van en om 'n siekte te hanteer. Lise, dit is belangrik wat jy sê. Daar's 'n mite wat sê dat ons gemoed is stabiel en so af en toe raak dit onstabiel. Dit is nie waar nie. Ons gemoed is nie 'n stabiele faktor nie. Ons is paleolitiese wesens. Ons liggame is stokoud. Ons as mense is onder geweldige druk, want ons sit met biologiese sisteme wat oor 'n baie lang tyd kom, wat oor baie duisende jare nog niks verander het. En ons sit met middeleeuse instellings, huwelike instellings ensovoorts, en verskriklike tegnologie skielik. So ons is nie mense wat ons gemoed is nog nooit veronderstel is stabiel te wees, en dis iets vreemd as dit af en toe afgaan. Ons sukkel ons lewe lank, ons as mense. Ons is angstige wesens, ons word kwaad, ons sukkel om te fokus, ons sukkel om te konsentreer. Ons word baie beheer deur ons emosies. Baie. So wat jy dus nou eintlik sê en baie goed op reflekteer, is aan die einde van die dag is ons emosionele beheer en ons fokus op ons beheer raak al hoe meer nodig in 'n moderne lewe, want ons wil gelukkig wees, ons wil baie geld hê, ons wil ons verhoudings moet werk, ons wil lank lewe, ons wil gesond wees. Dit vat enorme reserves uit ons gemoed uit. Ons gaan dan om ons gemoed te help optimaal hou. Baie keer gaan ons na verskillende professionele mense toe. Ons gaan of na die huisdokter, die sielkundige toe, die biokineticus toe dalk, of die terapeut, of wie dit ook al is. En die navorsing wys vir ons baie duidelik dat jy nie net met een benadering in vandag se tyd meer regkom nie. Partykeer doen dit, as jou simptome regtig lig is, kan jy 'n bietjie oefen en dit gaan goed. Of jy kan net gou 'n bietjie anti-angswerende middel by die psigiater of die huisdokter kry, geen probleem. Maar om die uitsette te gee wat ons wil uitset,
is die medikasie is jou een pilaar vir mense wie sukkel. Die psigoterapie is die ander pilaar. En natuurlik jou fisiese insette is jou verskriklike belangrike pilaar. So as ek behandeling doen met mense wat swaar met angs sukkel en swaar met depressie sukkel, moet ons met die psigiater saamwerk en ons moet met die biokinetikus saamwerk en ook sommer met wat jy eet. Anders gaan jy nie regkom nie. So die medikasie, hoe belangrik dit ook al is, kan nie is nie die be all and end all. Dit is nie 'n magiese towermiddel nie. Dit werk nie oornag nie. Dit maak nie alles reg nie. Maar dis ook nie verslawend nie. Maak jou ook nie 'n verskillende persoon nie. En daar's redes hoekom ander mense dit gaan gebruik en jy nie, of jy dit moet gebruik en ander mense dit nie gebruik nie. Hormone, genetika, stres, mediese toestande. Daar's baie redes. Ek is bly jy sê nou, want dit is net hier die einde van dit inbring. Nie almal gaan medikasie gebruik nie. Nie almal gaan Nee, antidepressante nodig hê nie. nee. Die groot ding is maar net een, as jy om te luister na jou dokter of jou sielkundige om te volg wat gesê word, maar die ander ding is dat jy kan sê jy wil nie, dit gaan maar net dan 'n baie langer en moeiliker pad wees. Dis reg? Ja. Of gaan dit, of in party gevalle gaan regtig nodig. Ja, ja, en daar is party gevalle wat jy moet besef as jy nie medikasie gaan neem nie, gaan jy nie regkom. Dis nie altyd so nie en ek dink ook nie is in die meeste gevalle so nie, maar in baie gevalle gaan jy in elk geval baie sukkel sonder medikasie. Mense onthou, Dr. Louis Averbag is 'n kliniese sielkundige. So hy skryf nie medikasie voor nie. Dit is die rol van psigiaters en dan ook nou natuurlik jou huisdokter en ander dokters wat gespesialiseer is aan. So kliniese sielkundiges werk saam met ander dokters om met hierdie kombinasie. So hy het vandag net oor van sy perspektief af gepraat. Maar indien jy enige vrae het, ons kan nie mediese vrae beantwoord nie, maar indien jy vrae het oor die gebruik van antidepressante, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Dr. Louis Averbag se besonderhede is hierso by hierdie gesprek. Hy is, soos ek gesê het, 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Kyk gerus daarso. En ja, deel hierdie gesprek. Ek dink daar's so baie mites rondom medikasie en soveel mense kan gehelp word op soveel maniere en ons kyk so vas in hierdie een manier dat ek dink hierdie gesprek kan baie mense bietjie lig werp op die onderwerp. So deel asseblief die gesprek en onthou, aan die einde van die dag, kyk mooi na jouself.